Ek wil graag vandag nog 'n keer met jou praat oor daardie besondere gebeurtenis in Kapernaum toe Jesus se verlamde man wat voor sy voete neerlaat sak is, van sy sonde vrygespreek het. Hoor net wat sê Markus 2 vers 5. Hy sê en toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde man: Seun, jou sondes is jou vergewe. Vergifnis. Wat 'n wonderlike woord. Een van die grondbetekenisse van hierdie woord is om te los, om te laat gaan. Wanneer ons mense wat teen ons sondig vergewe, beteken dit ons hou die persoon se oortreding nie langer teen hom of haar nie. Ons vervang die kwaad en vergeldingsdrang met 'n welwillende gesindheid. Wanneer ons vergifnis van God ontvang, beteken dit egter veel meer. Wanneer sondaars hulle sonde voor die Here bely, impliseer dit eerstens dat daar voor die troon van God 'n regsprosedure plaasvind. Ons staan van nature skuldig en aangekla voor God en ons moet gestraf word. Maar die bloed van Jesus dien as betaling vir ons skuld en ons sonde. Hy betaal in ons plek die boete, dra in ons plek die straf wat die verbreeking van God se wil en wette eis. Hy voldoen aan die eise van God se geregtigheid. Aan die kruis het Jesus dit alles vir ons gedoen, volkome. Wanneer die Here jou en my sondes vergewe, beteken dit nie net dat jou saak voor God reggestel word nie, maar ook dat die skuld wat jou sonde in jou lewe meegebring het, weggeneem word. Jou skuldgevoel word vervang deur God se vryspraak. Die grootste sondaar wat sy of haar sonde en skuld bely en die vergifnis deur die bloed van Jesus aanvaar, kan binne oomblikke weet en ervaar, God het my vrygespreek. Ek staan geregverdig voor hom. Dit bring groot vreugde mee. En is een van die eerste vrugte van bekering en verlossing. Toe Jesus se disippels van een van hulle sendings daar in Lukas 10 vers 20 teruggekeer het, het hulle met blydskap om vertel hoe selfs die bose geeste hulle gehoorsaam het. Jesus het egter vir hulle gesê, en tog moet julle nie bly wees, net omdat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Ervaar jy ook hierdie vreugde? Kom ons dank die Here daarvoor. Here, dankie vir u vergifnis, dat ek vrygespreek voor u kan staan. Amen. Mag jy ook vandag in die tyd wat voor lê, jubel en God dank vir die vryspraak in jou lewe. Sterkte.